Dag sê, ons kuier by Brandwater saam met Droughtmaster SA. En soos gewoonlik, gaan ek en Marius jou deur 'n paar bulle vat. Nie noodwendig heel bes is nie, maar 'n pragtige voorbeeld van wat 'n bul moet wees, wat veld aangepaste, geharde beeste kan wees. En ja, as jy met my wil verskil, kan jy maar gerus hieronder sê, maar hier is 'n paar dik gat sterk bulle. En ek dink Marius gaan vir ons meer vertel. Luister saam. Marius, lyk dit? Goed, dankie met jou Tinus. Ja, baie goed, dankie. Dis mooi. Lekker besigheid van die jaar vir julle, skoue, dit is veilings en ons kom nou agter toe die laaste Droughtmaster veiling van die jaar en die manne moet nou hulle minds opmaak, maar nie in November bel om bulle te soek nie. Ja nee, die tyd raak min vir die manne om bulle te kry Tinus, ja, en hier by Brandwater vandag dink ek is die baie goeie veld aangepaste bulle wat vleis dra, medium ram bulle met goeie been, sterk koppe. Bitter goeie bulle wat vleis dra, ja. Een van die dinge wat ons deesdae wat nog my wat ek deesdae oplet by die Droughtmasters wat ek sien is die mooi die haar, die gladde haar op die lyf wat nogal begin slaan, veral hier in die koue wêreld soos vir ons nou as ek dink vanaand gaan ons weer vrek as ek daai wolkies so kyk in die agtergrond. Maar hierso sommer lot 7 is 'n pragtige voorbeeld van 'n gladde haarbul, bitter mooi en daai diep rooi en 'n pragtige skere onder en hierdie is 'n klaphare bul. Ja, Tinus, soos ek sê, dis bulle wat goeie vleis dra, soos jy sê van die haarkwaliteit, ons wil hulle glad hê, hulle moet daai gladde haar hê, dis vir ons belangrik, hulle moet daai goeie been hê, hulle moet daai diepte van lyf hê, en soos ek sê, dis bulle wat uit die veld uitkom, wat nou net mooi afgerond is, ek dink baie goeie bulle, ja. So ek wat vir my hierso by sy uitstaan, as jy sien hoe sterk daai voorarm is en daai verdonkering in die nek wat nogal baie oplettend is, wat net vir ons ietsie sê van die dier se hormone, maar Jesus, kyk hoe laag kom hy bout daar in die hak in, en dit is wat mense wil sien. Ja, Tinus, dis bulle wat deurgangs goeie breedte het, dis bulle wat vleis dra, weer eens as jy kyk waar kom hy bout agteraf, hy buiteduie is vol, bul met baie goeie skere, nee, ek dink baie goeie bul, ja. Ja, stap so 'n bietjie aan, dit is vir my, ek moet een ding wat vir my nog uitstaan is die mense moet ook so hard kyk, daar kyk dit daar met die skrotums, en die grootes en die omtrek wat ek hier sien, dit staan nog op my uit en dit is nogal iets van, sê nog iets van die vrugbaarheid. Ja, Tinus, dis definitief gekorreleer met vrugbaarheid, ja, so daai groot testes, dit moet ook nie te groot wees nie, maar 'n bul met 'n paar goeie testes is altyd 'n goeie ding, ja. Dis die fabriek. Ja, dis waar alles begin. Yes. Ek wil hierso staan, hierdie toe ek hier instap, onmiddellik my oog gevang. Hierdie is 'n pragtige prentjie van wat die Droughtmaster bulle moet wees. Ja, Tinus, wat baie goed is op die bul, dis 'n poenabul. En vir 'n poenabul met daai skere dink ek is bitter goed. Kyk die diepte van lyf, kyk jy tot hoe goed is hy op sy toplyn. Soos ek sê, baie goeie skere vir 'n poena. Goeie testes, bul wat vleis dra, medium rambul. En ek dink 'n bul wat op die veld sal hou. Ja, en as jy kyk, jy verloor eintlik sy diep, hoe lank hy is, want hy is ongelooflik diep. So hierdie bul is baksteen. Hy is 'n regte baksteen, maar hy is langer as hy lyk. Hy's net so lank as die bul wat langs hom staan op lot 9. Ongelooflike lengte en net 'n baie gebalanseerde, kompakte bulletjie. Ja, Tinus is 'n bul wat definitief die manlikheid vir ons wys. Soos jy sê, hy's baie goed in balans. Hy's breed in sy bors. Hy het 'n baie sterk kop. Weer eens baie goeie haarkwaliteit. Diepte van lyf, baie goeie skere, baie goeie testes. Ek dink ook 'n baie goeie bul, ja. Ja, ek dink ook vir die ouens wat daar in die droër wêrelde moet hierdie ding moet gaan lang winters het. Is hierdie baie spesifiek van agter wat bietjie gaan dalk 'n bietjie beter gaan doen. Bietjie minder nodig gaan hê en bietjie early maturing. Nee, definitief Tinus, ons wil dit vroeër uit bul vir ons in die mark sit, dis die bulle wat produseer en goed, en ons wil ons diere moet nie te groot raak nie, ons soek 'n medium rambul wat op die veld kan hou en wat kan teel. Ja, maar mense ook, ons praat nou hierso van 'n baie tipiese bulle, maar as jy ouens deur as die Suid-Afrika kommersiële ouens, hierso is ietsie van alles, hierso is 'n bietjie groter ram, bietjie groter as die een langsom, maar die bul is net soveel diepte, net soveel vleis, en as ek nou môre iets op my kommersiële koeie moet sit, gaan dit so ietsie wees. Ja, nee, definitief, as jy wil speenkalvers steel en as jy ja, soos ek sê, speenkalvers wil teel en baie goeie verse, dan dink ek dis die rigting waarna toe ons kan gaan, ja. Ja, en dis 'n lekker ding van hierdie tipe goeders van vir jou nie net, jy gaan nie jou verse netwenig verkoop nie, jy kan net 'n paar goeies terughou met die kwaliteit van bulle wat ons op hierdie veiling sien. Nee, definitief Tinus, hier's definitief 'n paar stoetbulle hierso, en dan is daar ook bulle vir die kommersiële mark. So ja, hier moet dierbulle wees en moet natuurlik bietjie minder dierbulle wees wat ook belangrik is. Ek meen ons wil die kommersiële mark betree en ons is sterk besig om dit te doen. So ja, hier is iets vir almal. Ja, ons sien ek nou baie sterk dat baie van die ander ouens
die Drought Masters op baie verskillende rasse probeer, Afrika rasse, op ander sintetiese rasse en dit lyk of hy goeie resultate kry. Ja, nee, die Droughtmasters keer of kruis baie goed tieners. Kom uit ons erfdwang uit. Ons is baie trots op die erfdwang wat ons het en ons sê dit wat jy sien, dit is wat jy kry en dit is wat ons oordra, ja. Ja, en ek sê soos die mense wys, so kan jy maar rustig deurstap en soos ou Stompie nou daar gesê het, kyk nie te hoog lê hulle. En as hulle so hoog lê, dan weet jy, hulle dra dwars deur vleis. Ek sien hier's 'n klomp poene as hier tussen of hier. Nee, hulle hier's dik bulle wat vleis dra, tieners, definitief, ja. Ek sê manne kom maar gerus kom kyk en presies sien wat hier aangaan. Maar dis tweede laaste veiling ek het nou genoem. Ek het laas jaar November toe baie klomp manne my hulle soek nou bulle. Ja, hulle moet nou nie slaap nie. Dis nou hulle tweede laaste kans. Hulle moet nou begin volmaak. Nee, definitief. As die ouens hier ernstig is oor die Droughtmasters, moet hulle hier draai maak, verseker. En dan die 4de natuurlik by Parys met Johan Danhauser se veiling. Is dan die laaste amptelike veiling van die jaar. So ja, die tyd raak min. Ja, die manne moet nou maar begin koop. Het nou net begin reën en daar's nou volg in die lug, so hulle kan nou maar weer die gras is naby en die water is naby. Ja, tieners, as dit gereën het, is ons almal positief. Ons het 'n ander beter gesindheid of al daai klas van dinge. So ja, nee, wat ek dink vir die vleisbedryf en goed, gaan die dinge begin optel en die wiel gaan draai, ja. Maar is soos altyd, baie dankie. Ons praat later weer. Is reg, baie dankie tieners. As hy hier van Hot af wat is brandwater, Hot is die brandmerk. Sê ons vir jou totsiens, maak seker jy skakel môreoggend weer en ons sal natuurlik hierso regstreeks uitsaai. Ons ook bietjie môre deur een of twee van die bulle stap en ons sal later praat ek dan ook met hulle oor die res van die bulle wat op die veiling is. En dan natuurlik as jy nie hier kan wees nie, Meerkat aanlyn, maak seker jy druk daai knoppie môre en maak seker jy stap weg met 'n Droughtmaster en manne sê dit maak werklik 'n verskil aan die kommersiële kuddes. Ons gaan nog definitief kyk hoe waar dit is. Maar ja, ek dink as ons kyk na wat in Australië aangegaan het, die nasionale veiling daarso, is hulle klaar besig om te wys wat kan doen. Ek dink hulle het 'n ongelooflike nasionale veiling gehad daar onder in Australië en ek is seker dat dit nie anders hier in ons land gaan wees nie. Praat later.